Goed, so vandag is Vadersdag en ons het sopas gesing van God die Vader wat ook ons Vader is. En op dieselfde manier het Jesus, as hy met die mense gepraat het, baie keer vir hulle stories vertel. So ek dink Jesus was 'n goeie storieverteller. Mense het na hom geluister, hulle het partykeer daar in die veld gaan sit en dan hy seker maar op 'n klip of 'n ding gesit en die mense het so om hom gesit, baie mense. Ek praat baie keer van duisende mense wat gesit het en geluister het na hom. So hy het seker ook 'n lekker sterk stem gehad. Maar ek dink hy kon lekker stories vertel. En Jesus het goed vertel wat hulle kon verstaan het, want hy wil vir hulle iets verduidelik het. So ek dink hy was goed geweest daarmee. En dan vandag as ons in die Bybel lees, dan hoor ons sy stories wat hy vertel het, maar ons verstaan nie altyd so nie, want die manier wat ons goeders vandag doen is baie anders as wat die mense in daai tyd gedoen het. So ek wil graag vandag een van die stories wat Jesus vertel het met julle deel en 'n bietjie verduidelik mooi wat dit beteken het en hoe die mense dit sou verstaan het in daai tyd. En ek hoop dit gaan vir julle ook ietsie beteken. So vandag wil ek praat oor die bruilof. Nou, hier's 'n klomp kinders vandag. Ons is letterlik, hier's 3 vaders. So ek dink die kinders en die ander mense verstaan dalk nie so lekker van bruilof nie. Elise, jy sal verstaan, Sina, jy sal verstaan. Maar hoekom wil ek met julle praat oor bruilof as julle die meestal kinders is en nie regtig op die oomblik worry oor trou nie? Goed, kom ons gaan kyk. As ons praat van 'n bruilof in die Bybel, die meeste mense, die eerste bruilof waarna hulle dink is Jesus water in wyn verander het. Want almal wil mos sê, Jesus het ook wyn gedrink. Maar ons het 'n paar keer wat Jesus eintlik van bruilof in die Bybel praat en vandag gaan ons van so 'n paartjies van hulle lees. So die eerste enetjie wat ek vir julle wil lees is in Matteus 25 vers 1 tot 13. Goed, dit is die gelykenis van die 10 maagde. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En die 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Goed, ek wil net so vinnig teruggaan na die eerste versie toe. Dit sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagde wat hulle lampe geneem het, en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. So met ander woorde, hierdie stukkie gaan oor meer as net 'n bruilof. Dit gaan oor die koninkryk van die Here. En ons het al baie voorheen daaroor gepraat, die koninkryk van die Here kom nie eendag nie, dis al reeds hierso. En die kerk van die Here is deel van daai koninkryk. Wanneer jy Jesus aanneem as jou verlosser, dan word jy deel van die koninkryk van die Here. Die koninkryk van die Here is al reeds hier op aarde. So hierdie stukkie gaan baie dieper as net 'n bruilof. Dit gaan oor die koninkryk van die Here en ek gaan vir julle wys hoe dit in mekaar steek. So eers om mooi te verstaan, moet ons verstaan hoe die Joodse tradisie gewerk. Hoe die Jode gemaak, hoe die mense gemaak met wie Jesus gepraat het. Wat was hulle begrip van 'n bruilof? Goed, in die eertydse Galileese troue, was dit nie die bruidegom of die bruid wat besluit het wanneer gaan hulle trou nie. Die bruidegom se pa het besluit wanneer gaan die huwelik wees.
Ons is vandag so gewoond, dinge gebeur dadelik. Ons praat van instant gratification. As jy wil trou, dan besluit jy wie gaan jy uitnooi, jy stuur uitnodigingskaartjies. Op jou uitnodiging sê jy, hierdie is die dag wat ek gaan trou, hou jy die datum oop, hierdie en hierdie mense word genooi, en dit gebeur presies op daai tyd wat jy gesê het, jou bruilof gaan wees, of jou troue gaan wees. Met die Jode was dit anderster. Die bruidegom se pa het besluit, wanneer gaan die troue wees. En dit is belangrik, julle sal sien hoe kom. Hierdie bruidegom se pa, as hy dan besluit is reg, dan het hy die seun wakker gemaak, en vir hom gesê, gaan haal jou bruid, dis nou tyd. So met ander woorde, nie die bruid, of die bruidegom het geweet, wanneer gaan die troue wees nie. Dis hulle troue, maar hulle het nie geweet nie. Die bruidegom se pa het geweet. En dan, wanneer hy dit vir hom gesê, dan blaas hy op die shofar. Dit is 'n trompet. Jy kan maar aangaan die volgende prentjie altyd. Het julle al so 'n ramshoring gesien? Ek weet pastoor Martie blaas hom partykeer. Hulle noem dit 'n shofar in die Joodse tradisie. Maar dan blaas hulle nou hierdie shofar om die hele dorp wakker te maak. So eers as die mense in die dorp hierdie geluid hoor, dan weet hulle, okay, dis nou tyd vir 'n bruiloft. Met die geluid van hierdie shofar word die bruid en haar strooimeisies wakker. Dit is nou hierdie strooimeisies is waarvan ons gelees het in ons stukkie, dis nou die meisies, die 10 meisies waarvan ons gelees het, maagde. Hulle word wakker en hulle moet dadelik reg wees. Hulle moet onmiddellik paraat wees. Dis nie van, joh, wat gaan nou aan nie. Sy het verwag hierdie gaan gebeur een of ander tyd. Sy het nie geweet wanneer nie. Sy hoor daai geluid en sy weet, nou is die tyd. Wat interessant is dat hulle vir omtrent 'n jaar gewag het, voordat hierdie gebeur het. So hierdie bruid, sy het verloof geraak aan iemand, en dan wag sy vir 'n jaar lank. Min of meer, sy weet nie presies die dag of tyd nie, min of meer 'n jaar wat hulle wag voordat hulle kan trou, voordat die troue gaan gebeur. So wanneer sy wakker gemaak word, moet sy dadelik reg wees, die hele dorp word wakker, en hulle moet reg wees. Want die uitnodiging is net vir die mense wat gereed is. So as jy weet, daar kom 'n troue, dan maak jy reg. Daai hele jaar lank moet jy reg wees. Al die mense wat reg is vir hierdie troue, dis die mense wat genooi is. En dis die mense wat toegelaat gaan word by die troue. Goed, na 'n jaar se gewag en voorbereiding, is die bruid en bruidegom uiteindelik saam vir hierdie troue wat nou gaan gebeur. Goed, nou wat interessant is dat wanneer dit nou tyd is vir hierdie troue, dan kom die bruidegom se mense, en hulle het so tipe van 'n draagbaar. Julle weet wat jy sien, as iemand op 'n rugbyveld seer gekry het, is mos 'n draagbaar. Hierdie is net so 'n bietjie van 'n anderste draagbaar uit so dakkie hoor. So hulle bring so draagbaar, of 'n karavaan tipe ding, hulle noem dit 'n chupa. Dis nie 'n chupacabra nie, dis 'n ander chupa, dis 'n soort van 'n draagbaar. Dan bring hulle nou hierdie draagbaar, en die bruid klim in hierdie draagbaar, en hulle tel haar so in die lug en op. Van die grond af, tel hulle haar op, en hulle vat haar na die bruidegom se huis toe. Nou die bruidegom se huis is by sy pa. So die bruid word in die lug en opgetel na die pa toe. Hierdie woorde is belangrik, julle sal sien hoekom. So al wat hierdie bruid nodig gehad het om te doen, om reg te maak vir haar troudag, is om gereed te wees. Sy moes reg wees. Wanneer die bassein se geklank kom, dan moet sy reg wees. En dit is waar ons nou inkom, die kerk van die Here, die gemeente van die Here. Ons moet reg wees vir daai geluid, die geklank van die shofar. Jesus se voorstelling het vir ons meer vertel van sy koms na die aarde toe, van hoe dit gaan gebeur. So dit is hoekom dit vir ons elkeen belangrik is, al is hulle nog nie reg vertrou nie. Want almal van ons wat Jesus aangeneem het, moet reg wees, al klaar reg wees. Wanneer ons daai geluid hoor,
moet ons reg wees daarvoor. Ons lees van dit in Efesiërs 5 vers 27 tot 32. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So hierdie is Paulus wat hierso praat, so hy vertel dieselfde storie op 'n ander manier as wat Jesus dit vertel het, maar dit is dieselfde storie. Hy sê vir ons is die bruid van Jesus, en ons moet reg wees, sonder vlek of rimpel. Nou julle gaan nou 'n bietjie mooi sien, presies mooi, wat dit beteken. Ek het altyd, toe ek 'n kind was, het ek gedink, 'n mens moet, al jou sonde moet agter wees. Jy moet nou perfek wees, wanneer die tyd is dat Jesus kom. Anders dan gaan jy dit nie maak nie. En soos wat ek bietjie verder gaan, sal julle sien, dis nie heeltemal so nie. Ja, in die Joodse tradisie, daai bruidjie het vir hom mooi aangetrek, en sy moes heeltyd mooi aangetrek gewees het. Want sy het nie geweet wanneer gaan die tyd wees nie. En met ons is dit soortgelyk, maar so 'n bietjie anders dat julle sal nou sien. Goed, so kom ons gaan kyk, hoe het die vrouens in die Bybelse tyd gelyk? Was hulle belangrike mense? Dink julle 'n vrou was belangrik in die Bybelse tyd? 'n Vrou was seker die onbelangrikste persoon in die Bybelse tyd. Sy het niks beteken nie. 'n Jong meisie was nie geag nie. Sy het niks beteken totdat sy 'n man gekry het en kon trou nie. Dis rarig so, die mans het alles beteken. Die vrouens het niks beteken. As ons lees van stories soos Hanna wat hartseer was omdat sy nie kon kinders kry nie, sy het reeds 'n man gehad, maar sy kon nie kinders hê nie, dan verstaan 'n mens nie mooi hoekom is dit vir haar so erg nie. In vandag se tyd, as jy nie 'n kind kan hê nie, dan is dit nie die einde van die wêreld nie. Maar vir die vrouens van daai tyd, in die eerste plek moet jy 'n man hê, sodat jy 'n naam kan wees, want jou man gee vir jou 'n naam. Jy kan iemand word as jy 'n man kry. En dan die tweede ding, moet jy vir jou man kan kinders gee. Want jou man sorg vir jou, en dan later moet jou kinders vir jou sorg. As jy nie kinders het nie, dan is jy rarig op 'n baie slegte plek. So dis net 'n bietjie agtergrond. Die vrou was niks werd gewees nie. En nou vergelyk Jesus die kerk met 'n vrou wat gaan trou. Wat sê dit vir ons? Op ons eie is ons niks. Ons is onbelangrik. Ons is vol sonde, ons is vol foute. Net saam met Jesus, net wanneer ons Jesus aanneem, kan ons iets word. En wanneer ons vir Jesus ontmoet in die wolke, wanneer hy ons kom haal, dan kry ons sy naam. Hy beloof ons word deel van hom, ons kry sy naam. En dit is vir my eintlik baie mooi, want ons is die bruid van Christus. Hy gee vir ons sy naam, so wat is sy naam? Ons word 'n Christen. Mense gebruik die woord Christen so maklik en hulle verstaan nie regtig wat dit beteken. Dit beteken letterlik, jy neem die naam van Jesus. Jy maak dit jou eie. Jy word deel van Jesus, jy word 'n Christen. So dit is 'n baie dieper ding as om net te sê, ek is nou 'n Christen. Dit gaan oor baie meer, dit beteken jy aanvaar Jesus, jy word deel van die bruid van Jesus. Goed, so in onsself is ons nie goed genoeg nie. En dit is waar God die Vader so wonderlik is. As ons gaan kyk byvoorbeeld na Abraham. God het vir Abraham gaan uitkies, hy het uitopmaak dat hy die volk van Israel het beginne daarso. Abraham is een persoon, die volk van Israel het gekom uit die nageslag van Abraham af. Maar God die Vader ken die mense, hy weet hoe hulle dinge verstaan,
Hy weet wat is hulle probleme, hy ken hulle sondige natuur. Hy begin waar hulle is, en hy help hulle, hy lei hulle, hy wys vir hulle, hierdie is hoe julle is, hierdie is hoe ek is. Geleidelik help hy hulle om te word soos wat hy is. Want wat het met Abraham gebeur? Hy word die vader van 'n groot nasie, maar hy is nog steeds 'n mens. Hy kom uit 'n geslag uit waar hulle ander gode aanbid het. Hulle het byvoorbeeld die son aanbid. En hulle het byvoorbeeld kinderofferhande gehad. God die Vader weet dit. So wat sê hy vir Abraham? Sy eerste seun Isak, of hy so lank gewag het, gaan offer jou seun. En Isak kom uit 'n agtergrond uit waar dit normaal was om vir jou afgod 'n kind te offer. Vir ons is dit heeltemal vreemd, ons ken dit nie. Dis nie waarmee ons groot geword het nie, dit is nie ons gewoontes nie, maar daai mense was gewoond om kinders te offer, en kinders te offer vir hulle gode. So God sê vir hom, ek is nou jou God, offer vir my jou kind. En Abraham is bereid om dit te doen, want dis wat hy gewoond is, en hy het God aanvaar as sy God. Maar God die Vader sê vir hom, maar ek is anderster. Ek is nie soos daai ander gode nie. Ek wil nie regtig hê jy moet jou kind offer nie. Ek gee iets anderster in die plek van jou kind. So hy gee vir hom 'n ram wat in die bos vasgehaak het, wat hy kon gebruik het as 'n offer in plek van sy eie kind. So leer die Vader vir ons stappie vir stappie hoe hy is, in vergelyking met hoe ons is en hoe ons goeders verstaan. Bietjie vir bietjie wys hy vir ons hoe hy is. En dan later kom hy en hy offer sy eie seun in ons plek. So weer eens wys hy vir ons, ek is anderster. Ek gee vir jou die antwoord. Jy moet net aanvaar wat ek vir jou gee. So kan jy 'n bietjie sien van die verskil ook met die huwelik. Daai bruidjie maak haarself mooi en sy moet perfek wees. Die Bybel sê sonder vlek of rimpel. Kan ons onsself perfek maak? Kan jy regtig goed genoeg wees om die dag as Jesus kom om ons te kom haal? Kan jy regtig goed genoeg wees dat hy jou kan aanvaar? Ons kan nie. Nie een van ons kan nie. Maar weer eens kom God die Vader en hy is genadig en hy sê, deur Jesus, deur die offer wat hy gebring het, kan jy goed genoeg wees. As jy kyk na die bruidjie, sy dra 'n sluier. En ek het nou nog 'n bietjie gaan dink wat die sluier nou vir ons beteken. Ek dink vir ons beteken dit, as ons na die bruid van Christus is, beteken dit dat daai sluier maak ons eie sondes, maak dit toe. So God die Vader sien nie ons sondes raak nie. Sodra ons vir Jesus aanvaar het as ons verlosser, dan sien God die Vader net vir Jesus raak. Ons word nou een met Jesus, en ons sondes is nou weg, is agter daai sluier. God die Vader sien dit nie raak nie. Vir die hele jaar het daai bruidjie haar sluier gedra, totdat daai tyd gekom het dat die bruidegom se pa besluit het, is nou tyd, hulle gaan nou trou. Goed, so wat ek vir julle wil sê, in hierdie gedeelte is daar nie onderskeid tussen mans en vrouens of verskillende rasse nie. As jy deel is van die liggaam van Christus, deel is van die bruid wat wag vir Jesus. Die Here onderskei nie of jy 'n man of 'n vrou, of van watter kleur ook al is nie. Almal is dieselfde. Almal word vergelyk met 'n vrou wat in dit op sigself geen waarde het nie, wat net kan waarde kry wanneer hulle deel word van Jesus. So as iemand sê, ek is belangriker want ek kom uit hierdie voorgeslag uit, of ek is belangriker want ek is 'n man, jammer julle, dit werk nie so in die Bybel nie. Dit werk nie so wanneer ons met Jesus te doen het nie. Goed, so om voor te berei beteken dit nie ons moet perfek wees en sonder sonde nie, maar ons moet wel gereed wees. Wat beteken dit om gereed te wees? Jy moet opgewonde wees, jy moet verwagting hê, jy moet weet, Jesus kom my haal. Ek is deel van die bruid, Jesus gaan my kom haal.
Kom ons gaan kyk na Matteus 24 vers 36 en 37. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Sien julle die ooreenkoms? Jesus se Vader, hy is die bruidegom, sy Vader is die enigste een wat weet wanneer die wederkoms gaan wees. Vers 37, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. So julle onthou hoe dit gebeur het met Noag. Hy moes 'n ark bou, en hy het vir die mense gesê, die Here sê hy moet 'n ark bou, en hulle het hom gespot. En hy het gesê, maar jy gaan baie water kom, ek het nodig om hierdie ark te bou. En hulle het gedink, maar lyk nie lekker nie, is nie water nie, hoekom bou hy 'n ark? Waar wil hy ry met hierdie ark? Maar die tekens was daar, die mense kon sien, die ark is besig om klaar te kom. Hulle kon sien, iets is op pad om te gebeur. En dieselfde met ons. Ons weet nie presies wanneer God die Vader kom, wanneer daai bassein gaan klink nie. Maar ons weet die tekens van die tye is hierso. Ons kan sien, goeders is besig om te gebeur. Goed wat in die Bybel vir ons voorspel word, is besig om te gebeur. En dis wat hierdie versie sê, net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die mens ook wees. Maar die bruidegom word vergesel van sy manlike vriende, en hulle sou om middernag na die huis van die bruid gaan, en 'n parade met fakkels of lampe soos in hierdie gelykenis deur die strate maak. So hierdie optog was nie stil en bedaard nie, dit was 'n raserige storie geweest. Hulle het hierdie shofars geblaas en hulle was vrolik en hulle het gepraat en dit was 'n, hoe sal ek sê, 'n vrolike geleentheid geweest. En die bruidjie en haar maagde wat saam met haar was, haar strooimeisies, hulle het dit verwag en hulle kon hoor as hierdie groepie mense op pad is. En die Bybel praat spesifiek van dat dit in die middel van die nag gebeur, om middernag. Ek weet nie of dit altyd in die middel van die nag gebeur het nie, maar ek dink dit wys vir ons op 'n tyd wat jy dit nie verwag nie, op 'n onverwagse tyd. Goed. Intussen verwag die bruid heeltyd haar bruidegom, en die meisies is saam met haar, en hulle het feeste. Ons lees in Hooglied ook van hoe die bruid hierdie sluier oor haar gesig het, en dan, wanneer dit uiteindelik na die troue is, hoe die sluier afgehaal word, en hoe die bruidegom vir haar sê dat sy mooi is, en al die mooi romantiese goeders. So vir ons, het ek vir julle gesê, die sluier beteken, dit steek ons sonde weg, vat ons sonde weg. Dis net die prentjie wat dit vorm. Nou kom ons het nou gepraat van die begrip van opgelig. Wanneer daai bruid in daai karavaan opgelig word. Dis vir my baie mooi, want dit stem ooreen met wat gaan gebeur wanneer Jesus sy bruid kom haal. In die Grieks of in die Joodse tradisie sê hulle letterlik in die Nuwe Testament sê hulle kom om ons weg te voer of in die wolke in. Hulle praat letterlik van die bruidjie word weggevlieg. So dit is daai ding van sy word opgelig. En wanneer ons praat van dat Jesus kom om ons weg te voer, gaan ons ook in die lig en opvaar. So dit stem baie met mekaar ooreen. 1 Korintiërs 15 vers 52, van die Here self sal uit die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel en met die bassein van God. En die dooies in Christus sal eerste opstaan. Het julle geweet, die dooies gaan lewendig word, hulle gaan eerste opstaan, en dan gaan ons almal saam vir Jesus in die lig ontmoet. Opgelig word, net soos wat die Joodse tradisie die bruid opgelig het. Blykbaar word dit in die Midde-Ooste nog steeds so gedoen. Die bruid word onder 'n afdakkie gedra wat met 'n goue sekelmaan geverf is, en later sal die pasgetroude paartjies tydens die feestelikhede onder hierdie afdakkie sit, hierdie chupa, en daar word 'n groot fees gehou.
So hierso staan die deel wat ek nou gesoek het, vlieg die bruid na die vader se huis. Dis hoe hulle dit noem, hulle sê wanneer hulle gaan trou, vlieg die bruid na die vader se huis. En dit het baie ooreenkomste met die wegraping. So vandag praat ek eintlik oor die wegraping. As ons in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 lees, dan staan die volgende daar. Die koms van die bruidegom, dis nogal die opskrif. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basyn van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Sien jy dieselfde as wat ons in die ander versie gesien het. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. So hoe moet hierdie bruid optree? Hoe moet ons optree? Matteus 25 vers 13 sê, waak dan, omdat hulle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. So wat sê ek vanoggend vir julle? Waak. Waak en bid. Beteken dit jy kan nou maar lewe soos wat jy lus het? Omdat Jesus dan nou vir jou gesterf het? Nee, dit beteken nie dit nie. Jy gaan deel word van Jesus, so jy gaan natuurlik, jou natuurlike instink is om te doen wat die Here gaan gelukkig maak. Want hierdie lewe van ons is 'n deeltjie van ons ewige lewe. Ons begin hier op aarde reeds met 'n deel van ons ewige lewe. Hoe gaan jy gereed wees as jy nou goed gaan doen wat nie vir die Here welgevallig is nie? Hoe gaan jy reg wees as jou plekke uithang waar jy nie veronderstel is om uit te hang nie? Dit gaan mos nie so werk nie. So alhoewel jy nie jouself kan red nie, gaan daar 'n sekere lewenswyse wees vir jou om gereed te maak. Dit voel vir my, mense is nie meer opgewonde oor Jesus wat kom nie. Dit voel vir my asof mense dit al so baie keer gehoor het, dat dis ou nuus. Dis nie ou nuus nie, dit is iets waaraan gewerk is al vir duisende jare. Die Here het dit beplan, vandat hy begin het by Abraham, en 'n nasie begin het, 'n volk begin het, vir hulle gewys het wie hy is, hoe hy is, tot waar hy gegaan het en met Jesus hier op aarde het hy gesê, maar die evangelie is nie net vir die Israeliete nie. Dit is ook vir ander nasies, dit is vir al die nasies. Stap vir stap het hy vir ons gewys, en hier is ons 2000 jaar later, op die tyd wat ons moet verwag, wat ons sy koms moet verwag, en mense is net so, dis ouens. Niemand lyk nie of hulle opgewonde is nie. Is julle regtig reg om vir Jesus te ontmoet? As die wegraping nou moet gebeur, as dit vanaand middernag moet gebeur, gaan julle reg wees? Gaan julle opgewonde wees? Is daar vir julle iets om na uit te sien? Of kyk julle net na al die slegte goeders wat in die wêreld gebeur en dit maak 'n mens depressief en dit maak dat jy nie meer wil lewe nie, of is daar vir julle hoop? Besef julle daar is groot hoop vir ons, die enigste hoop. Al is ons 'n handjievol mense hierso, ons is deel van die liggaam van Jesus. Daar is ander gemeentes, ons almal is saam die bruid van Jesus. Ons het nodig om weer opnuut opgewonde te wees, om weer opnuut reg te maak vir Jesus.